Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Die tong maak seer, deur Lea Kilian. Elsie se lang rooi hare lyk soos vlamme saam haar gesig wat rooi is van woede. Sy gee vir Karel 'n kyk met haar bottelgroen oë wat hom sweerlik middeldeur sou kyk. Hoekom laat jy dit toe dat hulle dit aan jou doen? Het jy nie ruggraat om op te staan vir jouself nie? Karel se gesig sak en hy kyk haar aan met donkerbruin oë wat stadig emosieloos word. Hy klem op sy kake en dit lyk behoorlik of hy sentimeters langer word soos hy regop staan. Ek hoop jy geniet dit in Pretoria, Elsie, en mag jy alles kry wat jy soek in die lewe. Karel draai om en loop met vasberade houding weg. Elsie se mond gaan oop om iets terug te sê, maar niks kom uit nie. Verwarring en skuldgevoel spoel deur haar. Wat het sy gedoen? Motorbote jaag verby op die Vaalrivier. Elsie se oë is vasgeklem op die skeers. Hoe het sy dit nie gemis nie? 6 jaar is lank om weg te wees van jou ouer huis af. Jy kan daarom nie Christiana vergelyk met die groter stede en Londen nie. Sy het nooit huis toe gekom in die 3 jaar op universiteit nie. Haar ma hulle het of Pretoria toe gekom om vir die familie te kuier, of hulle het saam gaan vakansie hou iewers langs die kus. Die res van die tyd was sy in Londen. Sy haal in gedagte die grasie uit haar mond uit. Bestaan die scrapyard nog, mami? Sonja kyk haar dogter aan met 'n sagte glimlag. Ja, dis nog daar. Sy wag vir haar dogter se volgende vraag. Die vrae en verlange lê vlak in Elsie se oë. Hoe mooi vrou het haar dogter nie geword nie. En Sarel scrap. Sonja gee 'n sagte laggie. Ja, Sarel is nog die eienaar van die scrapyard. Sonja bly lank stil en sê dan saggies, hy is ook nog hier op Christiana. Elsie swaai haar kop weg van haar ma af en kyk weer na die bote. Los dit, mami, hy het weggestap van my af. Dit was sy keuse. Daar is 'n lang stilte tussen ma en dogter. Is hy al getroud, mami? Die hartseer is na al die jare nog steeds hoorbaar in Elsie se stem. Hy vra my gereeld uit oor jou. Hoekom gaan groet jy hom nie? Sy kyk na haar ma en trek groot oë. Is hy, ma? Sonja skud net haar kop ontkennend. Elsie staan op en skud haar boude af en stap in gedagte na die motorbote toe by die jetty. Die bote is baie meer as in die verlede. Wil jy dalk 'n draaitjie gaan ry of het jy bang geword? Elsie staan stil. Sy sal daai stem enige plek erken. Skuins agter haar staan hy met sy skouer teen die ou wilgerboom, met sy arms gekruis op sy bors. Sy voel duiselig en besef sy hou haar asem op. As dit moontlik is hy nog aantrekliker as wat hy was. Sy gesig, nee, dis meer sy mond en oë, dis anders koud, hard en gevoelloos. Dit dra nie die lighartigheid van sy stem nie. Elsie weet nie wat om te sê nie, dit voel of haar liggaam hinker om na hom toe te gaan, maar sy kan nie beweeg nie. Ek kan nie onthou dat jy iemand was, wie die kat jou tong geëet het nie. Jy was dan altyd so vinnig met daai mond van jou. Elsie se skouers sak en sy steek haar hande moedeloos uit na hom toe. Ek het dit nie so bedoel nie, Karel, ek beloof. Hy kry siniese trek op sy gesig. Nou, hoe het jy dit bedoel, Els? Elsie voel hoe haar binneste begin bewe net by die aanhoor van sy troetelnaam vir haar. 'n Traan rol oor haar wang. Vertel my, Els, wat het jy bedoel? Jou woorde 6 jaar terug was tog duidelik. Ek is die ruggraatlose man. Iemand wat nooit goed genoeg vir jou sal kan wees nie, ou Sarel Scrap se seun. 'n Snik ruk deur haar lyf en sy draai om en hardloop weg. Net weg van daai harde woorde en die seer en bitter op Karel se gesig. Hy sal haar nooit vergewe vir wat sy gesê het nie. Sy kan haarself nie vergewe dat sy dit nie beter uitgedruk het nie. Dit is haar eie skuld.
Het Mamy haar nie gewaarsku dat haar weghol-mond haar nog in groot moeilikheid gaan bring nie? Hoekom is dit nie net moeilikheid nie? Hoekom het dit jare se pyn en verlange gebring? Elsie kyk op na 'n motorboot wat met 'n geweldige spoed verby haar jaag. Wat dink die ou doen hy? Hy is hopeloos te naby aan die kant vir die spoed wat hy jaag. Elsie probeer kyk wie dit is, maar al wat sy sien is die boot se naam. Sy word wit in die gesig en dit voel of haar hart gaan staan. Met groot suurskrif staan dit met helder blou geverf. Els. Hy het haar nooit vergeet nie. 'n Traan rol oor haar wang en 'n snik ruk deur haar bors. Sy staar die boot agterna en besef sy sal moet regmaak wat sy verbrou het. By die huis gaan sit sy op die mat voor haar ma se stoel. Mamy, vertel my van Karel asseblief. Sonja kyk na Elsie. Wat wil jy weet, my kind? Elsie sak haar kop. Alles asseblief, ma. Sonja sug en sit agteroor. Wel na jy hier weg is, het hy sy pa begin help op die scrapyard. Hy het 'n jaar later sy pa weggestuur na 'n kliniek vir behandeling. Die lewe het hom nie ondergekry nie. Hy het die scrapyard 'n hele metamorfose laat deurgaan. Die onbruikbare staal het hy weggestuur vir herwinning. Motors laat opsny wat nie meer gered kan word nie. Daai yster ook laat herwin en die bruikbare parte skoongemaak en in die partewinkel wat hy oopgemaak het uitgesit om te verkoop. In die proses van skoonmaak het hy op ou diamantsif afgekom. Sy oupa se voorletters was daarop. Elsie se oë blink oor haar ma se vertelling wat Karel alles vermag het. Haar kop sak en sy voel heeltemal moedeloos. As sy nou na Karel toe gaan hy dink dis omrede hy nou geld het. Hy was nie goed genoeg vir haar as Sarah Scrap se seun nie, maar nou dat hy geld het, is hy goed genoeg. Hy sal haar nooit glo dat dit nie die geval is nie. Dit het seker baie vir hom beteken om iets van sy oupa op te spoor, Mamy, aangesien sy pa hom nooit wou vertel van sy oupa nie. Sonja glimlag, maar daar is tog hartseer flits in haar oë. Kan jy hom blameer, my kind? Na wat Karel se ma en sy oupa aan Sarah gedoen het? Elsie staan op en gaan sit op die bank. Nee, seker nie, Mamy. Daar is 'n klop aan die deur en Elsie se skouers sak. Sy wil so graag die res van die storie hoor. Ek gaan sit so lank koffiewater op. Sonja stap so vinnig as moontlik kombuis toe voor Elsie die glimlag op haar gesig kan sien. Elsie kyk vas in 'n paar bruin oë met 'n skrik binne haar. Die pyn skiet weer deur haar en dit voel of sy wêrelde ver weg staan van hom af. Karel stap nader en kom staan reg voor haar. Sy kan sy asemhaling teen haar voorkop voel. Ek is regtig jammer, Karel. Karel sit sy vinger onder haar ken sodat 2 bottelgroen oë en paar bruines mekaar ontmoet. Hul oë voer 'n gesprek van hul eie. Dit voel soos ewigheid wat tussen hulle afspeel voor Karel se lippe saggies teen hare rus. Sy maak haar oë toe en Karel vang die sug wat uit haar mond ontsnap met syne. Sy het huis toe gekom in meer as een manier en haar arm strek om sy nek terwyl hy haar veilig toevou in syne. Daai aand sit hulle langs die Vaalrivier onder hulle wilgerboom. My ma het my gesê jy het jou oupa se ou diamantsif gekry. Dit beteken seker baie vir jou? Karel trek haar stywer teen hom waar sy tussen sy bene sit. Jip en klein ou koffieblikkie met paar diamante. Ek vermoed dit was wat hy met sy laaste poging as delwer gekry het. Elsie sit regop en draai om na hom te kyk. Jy is nie ernstig nie? Karel glimlag. Ja, ek is en of my oupa daarvan sou gehou het of nie, hy het gesorg vir my toekoms. Karel rus sy ken op haar kop. Els, dink jy nie ons het genoeg tyd gemors nie? Kom ons trou volgende naweek asseblief. Elsie kry 'n groot glimlag. O, jy vertel sommer? Vra nie eers nie. Wie sê ek wil met Sarah Scrap se seun trou? Karel en Elsie begin lag terwyl die brilpaddas hul nagtelike koor begin. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.